Met meer as 46,000 volgelinge op TikTok het Down on the Farm Life se Annemie Prinsloo van plaasvrou na smaakmaker gegaan en is sy selfs as die Netwerk 24 landbou smaakmaker van die jaar aangewys. Vandag is sy voor die hoenders op die plaas op om hier by ons te kuier. So baie welkom Annemie, dankie dat jy hier is. Goeiemôre, dankie dat ek hier kon wees. Nou, ons ken jou vir Down on the Farm Life, maar jy het aanvanklik begin as 'n stylsmaakmaker. Ja, so ek het aanvanklik voorkoms- en stylkonsultant gestudeer. Ja. En toe het ek al my video's in Engels gemaak. En dit het net nie aftrek gekry nie. En na dit toe was ek Nederland, toe ek het toe gaan au pair en toe ek terugkom, toe het ek nou my man ontmoet en ek het Dullstroom toe getrek en toe ek nou daar is, toe is dit vir my, wat gaan ek nou doen? Toe het ek video's in Afrikaans begin maak en dit het net begin boom en dit was eintlik vir my so lekker geweest net om my alledaagse lewe te deel. So ja, dis so ek nou begin het om video's in Afrikaans te begin maak. Was daar 'n spesifieke oomblik wat jy laat besluit het om jou lewe op die plaas met mense te deel? Ek dink nie dit was 'n spesifieke oomblik nie. Ek sal net sê ek was bietjie verveeld geweest nie. En ja, so toe het ek begin video's maak en die ding wat die meeste aftrek gekry het is ek wou 'n suurdigplantjie begin het. Ja. En toe het ek video's van dit begin maak, elke dag stap vir stap. En dit is die mense het so belang gestel in dit en ek dink dit is wat my half dit gegee het om net aan te gaan en te begin. Sê vir my, hoe lyk 'n tipiese dag op die plaas? Wel nou lyk dit baie anders nou dat ek 'n kleintjie het. Ja, ons gaan nog daarby uitkom, Ja, maar verduidelik soms lank vir ons. Okay, so ek sal nou opstaan en as dit nou eers om vir Amelia te voed en reg te kry en dan gewoonlik dan sal sy weer 'n slaapie vat, so dan is dit wanneer ek opspring en aan die gang en dan gaan voer ek my hoenders en ek gee die honde en katte kos en alles en ja, dan sal ek begin met middagete of aandvoorbereidings vir kos en tussendeur maak ek video's van alles. So ja, en dan wanneer die aand kom, dan spandeer ek tyd saam met my man en ja, so dit is eintlik 'n baie normale dag. Dit klink vir my idillies, hoor. Ek is baie bly ek kom deel vandag hierdie wenke met my want dalk is dit wie weet, dis dalk 'n wenk wat ek ook moet volg. Maar nou wil ek ook vir jou vra, jy het nou verwys na die feit dat jy nou 'n ma is en jy was nogal openlik gewees oor dit wat gebeur het tydens jou swangerskap tot nou toe. Ja. Wat het jy laat besluit om dit ook met ander ma's te deel? Ek dink toe ek swanger geword het, want dit was 'n bietjie onverwags. Ja. Toe het ek begin net bietjie soek van vrouens wat die real and raw deel. En ek kon so min van dit kry want hulle deel net al die goeie goed, maar swangerskap is goed en jy gaan deur goeie goeders, maar daar is so baie wat ons vrouens deurgaan, maar daar is so min vrouens wat daaroor praat en veral in Afrikaans. So toe het ek net besluit ek gaan dit begin doen en alles net deel, want dis vir my lekker. Ek wil graag daai persoon wees wat vir almal kan sê, okay, dit is nie net goed nie, daar is ander goed ook. Ek dink is baie belangrik. Nou jy deel ook jou plaasresepte. Watter een sê jy sê is jou grootste treffer? Ek sal nou nie sê ek is 'n boffen in kos maak nie. Ek dink wel my suurdeeg, alhoewel ek baie lank suurdeegbrood gebak het. Ja. Want met ons het begin aanbou toe ons nie 'n kombuis gehad nie en toe het ek swanger geraak en toe nou met Amelia het ek nou nog nie tyd gekry nie, maar ek is baie lief vir bak eintlik. So ek dink as ek moet sê ek het die lekkerste brownie koekie resepte wat ek maak. So dit is vir my, ek dink my gunsteling. Dit klink vir my heerlik. Wat het dit vir jou beteken toe Netwerk 24 jou aanwys as die landbou smaakmaker van die jaar? Dit was 'n groot eer gewees. Ek het dit glad nie verwag nie. Ek het nie eers 'n speech voorberei nie. Toe hulle my naam roep en ek kom op die verhoog, ek is soos ek weet nie wat om te sê nie. Maar dit was 'n groot eer en ek is baie dankbaar daarvoor en dit het baie goed vir my oopgemaak. Ja. Vorentoe, ja. En wat lê volgende vir jou voor? Ek
Ek sal nie sê ek weet nie. Ek dink ek besluit nog wat ek vorentoe regtig wil doen. Ek dink ek gaan nou net aan met my video's en alles en ek wil baie graag 'n event stig wat maandeliks is, wat vrouens in die omgewing of van waar ook al af jy kom, wat bymekaar kom en dan resepte en alles tuisgemaakte goeders saambring en dan deel jy dit tussen almal uit en gesels oor wat en kry nuwe resepte en goedjies so. Ek dink dit is wat ek volgende graag sal wil begin. Dit klink vir my baie gesellig. Nou, wanneer 'n mens 'n smaakmaker is ek seker daarvan daar's ook daai stemmetjie in 'n mens se kop of agterkop wat jou herinner aan die feit dat dit ook 'n groot verantwoordelikheid is. Ja. Net in kort, jy weet, hoe beskou jy dit? Ek dink veral nou dat ek 'n ma is dit iets, jy is so 'n groot voorbeeld vir ander mammas. So dis hoekom wil ek die ronreël deel, want ek is 'n mamma wat deur alles gaan en ek weet ek het gesukkel met borsvoeding en nêrens kon ek mense kry wat ook gesukkel het nie. Ja. So om daai persoon vir ander vrouens te wees is vir my lekker. Baie dankie dat jy vanoggend by ons kom kuier het. Na die gesprek is ek gereed om my lewe vir 'n plaaslewe te verruil, maar dit moet in die Karoo wees. Onthou, jy kan ons ook op sosiale media volg by Goeiemôre Good Morning. Net hierna is Henny de Bruin en die Gitaarkerels in die ateljee. Bly ingeskakel.